1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die groot wonderwerk. Jesus lewe weer. Na Jesus aan die kruis gesterf het, was al sy vriende baie hartseer. Hulle het gehuil en mekaar vasgehou. Dit het gevoel asof alles verby is. Hulle het gedink, ons sal Jesus nooit weer sien nie. Jesus se liggaam is in 'n graf gesit. Dit was soos 'n groot grot in 'n rots. 'n Baie groot, swaar klip is voor die opening gerol sodat niemand kon inkom of uitgaan nie. Daar was selfs wagte wat buite gestaan het om die graf op te pas. Alles was stil en baie hartseer. Maar baie vroeg een oggend, nog voordat die son mooi opgekom het 2 vroue na die graf toe gegaan. Hulle name was Maria Magdalena en nog 'n Maria. Hulle was lief vir Jesus en wou vir hom gaan sorg. Terwyl hulle stap, sê hulle vir mekaar, wie gaan vir ons die groot klip wegrol? Want die klip is baie swaar. Maar toe hulle by die graf kom, was die klip klaar weggerol. Hulle oë word groot van skok. Wat het gebeur? Wonder hulle. Skielik begin die grond bewe. Daar was 'n groot aardbewing en toe sien hulle iets ongelooflik. 'n Engel van God kom uit die hemel. Hy was helder soos lig en sy klere was wit soos sneeu. Hy rol die klip weg en sit sommer daarop. Die wagte was so bang dat hulle begin bewe het en sommer plat op die grond geval het. Maar die engel kyk vriendelik na die vroue en sê, moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus, maar hy is nie hier nie. Die vroue kyk verbaas rond. Die engel glimlag en sê, hy lewe, hy het opgestaan, net soos hy gesê het hy sal. Kan jy dit glo? Jesus was nie meer dood nie, hy lewe. Die vroue se harte klop vinnig. Hulle is eers 'n bietjie bang, maar toe word hulle sommer baie, baie bly. Hulle hardloop vinnig om vir die ander te gaan vertel en toe, op pad, gebeur nog iets wonderlik. Jesus self kom na hulle toe. Hy sê, hallo, en die vroue stop. Hulle oë raak groot. Jesus? Ja, dit was regtig hy. Hulle is so bly dat hulle na hom toe hardloop en hom vashou. Hy is lewendig. Jesus sê vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan vertel vir my vriende dat hulle my weer sal sien. Die vroue hardloop toe vinnig om die goeie nuus te vertel. Maar toe hulle dit vir die disippels vertel, glo die disippels hulle nie. Hulle dink dit klink te ongelooflik. Later daardie dag stap 2 van Jesus se vriende op pad na 'n dorpie. Hulle praat oor alles wat gebeur het. Hulle is nog steeds hartseer en verward. En skielik begin iemand saam met hulle stap. Dit was Jesus, maar hulle het nie besef dit is hy nie. Jesus praat met hulle en verduidelik baie dinge. Hulle luister en voel sommer warm in hulle harte, maar hulle weet nog nie dis hy nie. Toe hulle by die huis kom, nooi hulle hom in om saam met hom te eet. By die tafel vat Jesus brood, breek dit en toe sien hulle dit. Dis Jesus, roep hulle, en net daar verdwyn hy. Hulle spring op en sê, ons moet vir die ander gaan vertel. En daardie aand sit die disippels saam in die kamer. Die deur is toe, want hulle is bang. En skielik staan Jesus sommer tussen hulle. En hy sê, vrede vir julle. Hulle skrik groot. Party dink dit is 'n spook. Maar Jesus glimlag en sê, moenie bang wees nie. Dit is regtig ek. Hy wys vir hulle sy hande en sy voete en hy sê, kyk, dit is ek. Hulle is so bly, maar hulle kan dit skaars glo. Toe vra Jesus, het julle iets om te eet? Hulle gee vir hom vis en hy eet dit voor hulle. En nou weet hulle, hy is regtig lewendig. Hulle harte word vol vreugde. Jesus het gewys dat hy sterker is as die dood. Niks is vir hom te groot nie.
En weet jy wat dit beteken? Dit beteken Jesus lewe vandag nog. Hy is altyd by ons. Hy hoor wanneer ons praat. Hy sien wanneer ons huil. En hy bly vir altyd vir ons lief. Onthou, Jesus lewe. En dit beteken jy is nooit alleen nie. Hy hou jou vas, selfs wanneer jy slaap. Hy is sterk, hy is goed, en hy het jou baie, baie lief. Fluit, fluit, my storie is uit.